Welkom terug by Goeiemôre Good Morning. Dr. Kirsten de Tooy spesialiseer in kinderberading deur spel- en perde-gesentreerde terapie. En ek gesels nou met haar oor hoe haar praktyk kinders met emosionele uitdagings in hulle lewe help. Baie welkom, ek is sommer opgewonde oor hierdie gesprek. Baie dankie. Nou Dr. Kirsten, wat presies is spelterapie? Ek dink dis 'n baie goeie vraag want baie mense raak nog te mekaar vandag. Ja. Dit is 'n mate van terapie wat ons gebruik, 'n medium in terapie om by kindertjies uit te kom met enige emosionele en gedragsprobleme om met hulle te werk deur middel van speel. So dit het niks te doen met spelling nie, wat baie mense nog gaan dink, maar dit is eintlik play therapy. So ons bereik hulle van 'n klein ouderdom af. Dan bereik ons hulle deur middel van terapeutiese tegnieke om by hulle emosionele uit te kom en om by die waarheid uit te kom en hang af nou of wat 'n situasie dit is. So spelterapie is maar vir 'n kleintjie vanaf so 20 maande oud af waarmee ek spesialiseer. Jou meeste praktyke gaan begin eers hier op so 3 jaar oud, maar ek begin met hulle op 20 maande oud en die terapie gaan voort tot optrent maklik nou sal ek sê vandag se ouderdom so hier by 11 jaar oud. 11, 12 jaar oud. Ons kindertjies het mos 'n bietjie ryper geword vandag as in die verlede. Maar jou spelterapie pas jy toe met enige kleinkind of 'n laerskoolkind. En wat is die mees algemene probleme waarmee jy by jou praktyk te doen kry? Weet jy, ek dink die meeste probleem vandag met ons tye waarin ons vandag leef is dissiplineprobleme en woedeuitbarstings, baie erge tantrums. Ouers wat kinders net nie verstaan nie, hulle ken nie hulle temperamente nie, so ons werk ook maar met temperamentanalises om ouers daarmee te help hoe om hulle te dissiplineer, hoe om hulle kind te verstaan, hoe om hulle liefdestale te verstaan en hoe om met hulle te werk. Natuurlik kry ons ook baie traumagevalle soos egskeiding. Ek het baie hoë egskeidingssyfers in die praktyk. Kindertjies wat deur selfbeeldprobleme gaan, kinders met baie emosionele waagmoed. Ek dink 'n ding wat ook baie toegeneem het is van na COVID tyd is kinders met skeiingsangs. Dit kry ons ook vreeslik baie met kindertjies wat net nie meer kan skool toe gaan nie, wat regtig sit met emosionele uitvalle en probleme. En natuurlik is die veld baie wyd, kinders wat deur trauma gaan. Kinders wat in 'n karongeluk was, wat 'n ouer verloor het, wat 'n troeteldier verloor het. Kindertjies wat angstigheid het van natuur in hulle temperament, wat naalskou. Kindertjies wat sukkel met toiletgewoontes is. Weet die veld is so wyd, so ons sê eintlik altyd enige emosionele gedragsprobleme by kinders, maar in opinie is ek dink op die oomblik die meeste kindertjies wat na my toe kom met maar skeiingsangs en die meeste is maar jou egskeidinggeval ouers, kinders wat deur trauma gaan. En hoe lank duur hierdie sessies en hoe gereeld moet 'n kind jou dan nou kom sien? Weet jy, die spelterapie werk gewoonlik so, ek hou daarvan om natuurlik altyd eers die ouers te konsulteer, om met die ouers 'n goeie agtergrondinligting te kry. En dan spelterapie is so 45 minute tot 'n uur lank per kind. Klein kindertjies probeer ons bietjie meer gereeld per week te sien, so 2 keer 'n week. Dis nou jou onder 3, 4-jarig is, maar 1 keer 'n week is voldoende. Hulle kom gewoonlik vir 'n reeks van so 6 tot so 8 sessies. En dan na die 6 tot die 8 sessies het ek natuurlik vir die ouers 'n ouerleidingssessie. Ons gee hulle vaardighede aan hoe om hulle kinders dan te verstaan, die probleme te hanteer. So ek is nogal 'n baie praktiese terapeut vir die mense wat my ken. Ek hou daarvan om praktiese vaardighede te gee vir die ouers, want ons is die medium om daar te help. Maar sodra daai kleintjie uit die praktyk uit moet stap, moet die ouers vaardighede kan hê om daai kleintjie groot te maak. Want ons is nie altyd daar as 'n krik nie. Sekere gevalle is langtermyn. Daar is kinders wat regtig langtermyn kom. So dis moeilik om vir jou te sê hoe lank, maar ek het kinders wat oor 'n jaar kom vir terapie of langer of 1 keer 'n maand, maar oor die algemeen is dit 'n weeklikse terapie afspraak. Nou ek weet daar's 'n hamster ook betrokke, maar hoe lyk so 'n tipiese sessie? Okay, weet jy wil jy nou vra oor my hamster, my dier in die praktyk? Weet jy nee, 'n spelterapie gaan maar daar, jy moet die kind natuurlik eers op sy gemak maak. Mense wat my ken, weet ek is eintlik 'n plaasmeisie. So ons is baie lief vir diere. Die praktyk is natuurlik ook op 'n plot geleë, want ek gebruik ook perde in die terapie. Maar die hamsters is net 'n koneksiepunt in die praktyk. As ons sien 'n kleintjie kom nie in nie, dan is ou Pip en Buttons reg daar vir hulle. So ek het genoeg oor hulle gebid dat hulle soet is en dat hulle mooi saamwerk, maar ek moet vir jou sê vir die afgelope jaar gaan dit baie goed by die 2 hamsters in die praktyk. Maar so 'n tipiese sessie is maar jy maak die kind op sy gemak. Dit is regtig aan die begin eers speel. Dis 'n ysbreker, dit is sensoriese spel, dis klei maak, net om hulle op hulle gemak te kry en natuurlik deur die tyd van die terapie kom daar tegnieke in wat meer terapeuties is. So dis nou nie ouers betaal net vir 'n speelsessie nie, maar ons bereik die kind so want onthou 'n kind gaan nie soos ons twee praat nie. So hulle moet eers verhouding met my bou en hulle moet van my hou en ek moet van hulle hou. Ja, dit is belangrik. Ons het 'n mutual verhouding hier aan die gang, ek en 'n kind as ons begin werk. En ek dink dit is moeilik vir die kinders om van jou te hou nie, maar jy het verwys na die perde.
Wat presies behels daai terapie? Okay, die perde is ook net 'n medium in die terapie wat ek gebruik. Ek het dit so in 2010 begin. Ek is nou al so 26 jaar in my praktyk, maar ek het in 2010 net daar net vir my 'n deur oopgegaan wat 'n baie naby vriendin van ons gesê het, Kirsten, begin met perde in jou terapie as 'n emosionele koneksie. So hulle ry glad nie perd nie. Die perde word net gebruik vir uit en uit gaan drukkies gee, gaan vryf, gaan stap in die natuur. Ek is 'n baie buite persoon en ek het agtergekom ek kan nie in 'n kantoor net sit die hele dag en werk nie. Ek hou daarvan 'n bietjie uit te gaan en self ook ek het ook 'n besige natuur van nature, so ek verstaan kinders wat baie besig is. En die perde is net 'n koneksie. So ons gebruik hulle om liefde te gee. Die perde is nie iets wat vir jou kan kritiek teruggee nie. Veral vir my kindertjies wat deur baie trauma gaan, veral verlies van 'n ouer, is daai perde net 'n koneksie om 'n bietjie vas te hou. En dis baie moeilik om te verduidelik, maar daai koneksie wat 'n perd en 'n mens het is ongelooflik. As jy sien hoe daai kinders ontspan en hoe my grootkinders, my tieners met wie ek ook werk, as hulle eers gaan buite stap en hulle stap binne en hulle wou nie in die praktyk oopmaak nie. Ons gaan stap net. Ons gaan pluk blomme, ons gaan gooi klippe, ons stap perde toe. Maar daai koneksie met die diere is ongelooflik wanneer begin hy kinders oopmaak. So ek het regtig 'n passie nogal vir die buitelewe en die diere. So dis glad nie terapeutiese ry, soos wat party ryskole ook het nie. Ons doen nie, ek doen nou nie dit nie. Jy bied ook ouerleiding aan. Wat presies behels dit? Okay, die ouerleiding is deel van die praktyk. So as die ouers by my ingeteken is vir hulle terapie sessies vir hulle kindertjies, dan gaan hulle natuurlik inskakel vir ouerleiding na die tyd wat ons maar natuurlik die probleem aanspreek. Ons gaan natuurlik die kleintjies se temperament bespreek en die raad en die leiding. Maar ek het in so 2008 het ek begin met 'n ouerleidinggroep vir die gemeenskap. Dis 'n gratis groep wat ek gestig het, een keer 'n maand in die ooste van Pretoria. Enigiemand is welkom om by te woon. Dit is beskikbaar op ons Facebookblad en op my Instagramblad. Maar dit is 'n ouerleidingsgroep waar ek ouerverwante temas bespreek met ouers. En die doel van dit was eintlik vir my vir mammas of pappas wat nie tyd het vir terapieafsprake of die geld het nie. En dit is maar my saad terug in die gemeenskap om hulle te help. So dit is baie wyd. Dit kan gaan van potty training tot die aggressiewe kind tot die hiperaktiewe kind tot temas wat ons bespreek, buitemuurse aktiwiteite, emosionele en natuurlik geestelike groei ook van ouers wat ek dink baie belangrik is. Nou, baie ouers wonder of ons nie dalk te veel vir ons kinders doen nie en ook, jy weet, wanneer hulle verantwoordelikheid of verantwoordelikhede aanleer. Wat het jy daaroor te sê? Ja, ek dink 'n groot ding vandag se tyd, ons as ouers is besig. Ouers is baie besig vandag, al hoe meer ouers werk. Beide mamma en pappa is vroegoggend in en vroegoggend uit, laat aand weer terug in. En die kwaliteit tyd raak al hoe minder vir kinders. So kinders se emosionele flessies word leeg, hulle behoeftes. Weet jy baie interessant is navorsing, onlangse navorsing van Amerika het gesê jy het 90 minute per dag tyd nodig per kind vir kwaliteit tyd. Maar volgens my navorsing wat ek 'n paar jaar terug gedoen het, het ons agtergekom 20 minute per dag is eintlik wat 'n kind nodig het om daai emosionele flessie vol te hê. So kwaliteit tyd en verantwoordelikhede loop hand aan hand saam. Want as jy gaan tyd spandeer met jou kind, gaan jou kind begin leer om 'n verhouding te bou met jou as ouer en verantwoordelikhede hê. So ek wil tog sê die verantwoordelikhede word weggevat vandag want ons is besig en ons is haastig en ouers trek kinders aan en hulle pakkie kosblikke en hulle haal die tasse in die middag uit die kar uit. En daai vaardighede leer ek dan nou ook vir ouers in die praktyk om te sê, maar watter verantwoordelikhede is ouderdomstoepaslik vir elke kind? En 'n kleintjie kan van 18 maande af al iets begin doen. En want hulle verstaan baie mooi wat reg en verkeerd op 18 maande. So en ouers dink net hulle kan nie verantwoordelikhede nie, hulle moet al. So verantwoordelikhede speel 'n belangrike rol. Het jy enige praktiese wenke vir ouers wat miskien ingeskakel is na aanleiding van wat hulle kan doen om daai kwaliteit of gehaltheid toe te pas? Ek sê altyd ons kan nou nie meer terug in die ouer dae gaan nie, ek nou my ouderdom hier weggee, maar toe ons kinders was, het jy kouse gerol saam met jou ouers in die aand, ek weet nie of julle dit onthou nie. En kouse gerol en jy het wasgoedmandjies gepak en jy die wasgoed gaan pak in die kaste. En vandag word dit vir jou gedoen. En so jy kan nog steeds sulke aktiwiteite hê met die ouers in die middag. Liefdestale is my baie belangrik. As jy weet jou kind hou van drukkies en jou kind hou van vashou, dan natuurlik gaan jy daai tyd bietjie kwaliteit tyd saam met jou kind spandeer. Behalwe te gaan skool buite, bietjie te gaan stoei op die mat. Ouers wat betrokke raak met 'n sportaktiwiteit, so stoei, ons is 'n groot stoei gesin. Pappas wat in die middag, laatmiddag saam met hulle kindertjies kan stoei toe gaan. Alles daai is deel van kwaliteit tyd, maar as jy daai 20 minute per dag aktiewe spel kan hê met 'n kind of dit nou tee saam is en koekies maak, dit gaan al klaar hy kind se flessie vol maak. Al werk ouers voldag. Nou kyk, tyd is een deel daarvan, maar is daar enige ander raad of wenke wat jy miskien met ouers wil deel? Ek dink 'n baie belangrike ding is kommunikasie.
Dit is iets waarvoor ons ook nie tyd vandag het nie. Ek is 'n groot voorstander dat ouers nog moet probeer om 'n tafel te sit en saam te eet. En ek sê altyd vir ouers in agneming waarmee ek werk met temperamente en sekere kinders wil dalk nie speel nie of sekere kinders wil nie praat nie, maar ons vorm ons kinders. Hulle is mos in hulle vormingsjare. Dan kan jy as ouers daai wenk gebruik van elke aand om 'n tafel te sit en te sê, wat was jou kroontjie vandag? En wat was jou twintjie? Kom ons praat 'n bietjie wat was jou hoogtepunt en wat was jou laagtepunt. En dis my 'n aspek wat vir my amper die kern is van ouerskap. Want as jy daar gaan praat, gaan jy jou stilkind leer om te praat. Jy gaan jou kind wat verskriklik baie praat leer om bietjie stil te bly want die ander een moet 'n beurt kry en jy gaan jou kind leer wat dink hy weet alles. Net sê dis baie oulik wat jy gedoen, maar kom ons hoor gou wat pappa of boetie of mamma se hoogtepunt van die dag. So vir my gaan dit maar oor eenheid en kommunikasie en natuurlik huisreëls dat hulle moet weet wat hulle verwagtinge. Dan gaan alle kwaliteit, tyd en verantwoordelikhede saam insmelt. Waar kan ons kykers meer inligting in die hande kry? Weet jy wat, hulle is altyd welkom my te WhatsApp, hulle is welkom my te e-pos. En ek is nou nie so groot op die sosiale media nie, maar ons het 'n praktyk Instagram en 'n Facebookblad waarop ouers inligting kan kry van die ouer leidinggroepe wat ek gratis aanbied een keer 'n maand en natuurlik praktykafsprake gaan hulle direk vir my kontak. En ons het nou net 'n paar sekondes oor, maar ek dink die belangrikste is dit wat ek kan agterkom na aanleiding van hierdie gesprek is dat daar altyd 'n oplossing is. Ek dink mense moet jou maar net kom raadpleeg. Dankie dat jy vanoggend met ons kom kuier het. Baie dankie Elsa. Nou bly ingeskakel want net hierna gesels Pieter met die sangers Henro en Schwabi oor hulle nuwe enkelsnit en maak ook seker jy gaan volg ons op die sosiale media platforms Facebook asook Instagram. Ons is nou weer terug.